Hallo julle. Oh, hier sit ons weer met die woord van die Here. Is jou koffiekies by jou? Jou Milokies? Jou hot chocolate? Dis wat so lekker is van die winter. Mens kan al hierdie lekker warm goed drink, nê? In die somer wil jy net koel drank drink want jy kry so warm, maar in die winter, so lekker. Onthou jy vra, ag Moeksie, kan ek asseblief kry van nie? Maar sy laat dit niks. Goed, ons lees weer aan die woord van die Here. Oh, wat 'n wonderlike brief wat God self vir ons geskryf het. Nou, alles wat hierin staan glo ons, want as God sê, dit staan daar, dan glo ons dit is waar, finish en klaar. Dan bespreek ons dit nie eers om te sê, ja maar hoe diep was die rooi see rarig en al daai goed. Ons worry nie oor dit nie, want dit staan nie en dis die waarheid. Okay. So, as het nou klaar gelees, gehoor van Josef wat in Egipte beland is, nadat sy boeties om wou dit maak, maar God het 'n beter plan. Nou, merkwaardige storie van 'n ander man, wat God ook gered het, om uiteindelik sy volk te red. Nou, my liewe Moses, jy sal nie glo nie hoor, oor wie gaan hierdie storie nie. Het ek dit wel gesê? Ja, dit gaan oor Moses. Nou onthou, die eerste boek in die Bybel is Genesis. Die tweede boek in die Bybel is Exodus. Exodus, sê dit, Exodus. Nou, as jy by 'n plek kom, en daar's 'n uitgang, dan staan daar mos exit. Jy sien, daai woord kom van Exodus, dit beteken uitgaan, uitgaan. Nou, onthou die volk Israel was nou in Egipte ingekom, nou moet hulle weer uitgaan. Maar hoe? Who will it be that take them out, huh? Kom ons lees. Exodus 1. Onthou nou, Josef was toe nou net onder die farao aangestel, en hy is toe naderhand dood. Hy het toe nou al gesien hoe word sy kinders se kinders se kinders groot, en hy is toe nou dood. En intussen, jong, gaan dit lekker in Egipte. Die Israeliete word sommer baie meer. Kom ons lees gou in Exodus 1. Die name van die leiers van die verskillende groot families in Israel en die hoofde van hulle gesinne wat saam met Jakob na Egipte toe getrek het, was die volgende. Onthou jy wie was die oudste boetie van Josef? Reuben, ja! En ek lees vir die name sodat jy nie eendag in die belydensklas kan sê, ek weet nie wat dit nie. Nee, jy weet, jy ken hierdie name, jy het dit al gehoor. Reuben, Simeon, Levi, Juda. Issachar, Zebulon en Benjamin, die baby. Dan in Naphtali, Gad en Aser, en Josef was reeds in Egipte. En al die mense was 70 mense, almal wat Jakob se familie was. In 'n stadium, nou moet jy onthou, Josef is nou dood, nou is die Israeliete is nou baie in Egipte, nie? In 'n stadium het daar 'n nuwe koning in Egipte gekom. Nou, kom ek sê net vir julle, hoe lank nadat Josef dood is, het hierdie gebeur. 430 jare. 430 jaar! Wat hulle in Egipte gebly. Nou, jy weet, as jy 430 jaar in 'n land is, en ja, dit babas gekry, jong, nou is jy nou al baie, nie? Nou is hierdie Hebreërs, hulle moes die Hebreërs genoem, is eintlik die Israeliete, hulle het nou baie meer geword as die Egiptenare. Nou luister wat gebeur toe. Daartoe kom toe nou 'n nuwe koning. Hulle noem hulle mos Farao. Hy het niks geweet van Josef en alles wat in sy tyd gebeur het nie. Nou obviously het hy net 'n bietjie gaan kyk wat met sy land se geskiedenis aangegaan het nie, want hy weet glad nie eens wat het gebeur met Josef daai tyd nie. So hy kan nie onthou hoe het die Egiptenare eintlik toe nou gesorg vir die Israeliete. Hy kan dit nie onthou nie. Hy het vir sy mense onder hom gesê, kyk 'n bietjie, die Israeliete is besig om meer as ons te word. Ja, that's right. Hulle raak ook sterker as ons. Ons sal 'n plan moet uitdink, om te keer dat hulle nog meer word, want hy sien nou, hey, wat gaan hier aan? Kom ons sien so baie van hierdie ander nasie. Ons Egiptenare raak nou te min. As daar 'n oorlog uitbreek, kan hulle by die vyand aansluit. Hy het nou weer verder gedink. Hulle kan dan van oral af uit die land optrek om teen ons te begin veg. Hy is nie genade. Hulle gaan nie saam met ons staan nie, dan gaan hulle saam met die vyand. Die farao het toe manne oor die Israeliete aangestel wat hulle gedwing het om te werk te doen wat onbetaalde slawe doen. Nou moet jy weet, as jy 'n slaaf is,
dan moet jy nou alles doen wat jou baas vir jou sê, nie? As hy sê, tel op die klip, dan moet jy sê, okay. En as jy dit nie optel nie, moet jy dan slap hy vir jou. So het hulle begin met dwangarbeid. Dwangarbeid, ek dwing jou om iets te doen, al wil jy dit nie doen nie, dis dwangarbeid. Arbeid is werk. Die farao, soos die koning van Egipte genoem is, het die Israeliete gebruik om vir hom die 2 stede, Pithom en Ramses, te bou, waar hy voorrade kon wegbere. So hy het gesê, man, kom ons gebruik hulle. Ons maak hulle moeg, dat hulle nie eers nog babies wil hê nie. Goeie plan. Die plan het agter geboomerang. Weet jy wat is 'n boomerang? 'n Boomerang is eintlik so 'n stokkie wat so gevorm is. Hulle gebruik dit daar in Australië baie. En dan jy gooi dit so skuins en maak dit so, dan kom hy weer terug na jou toe. Dis 'n boomerang. 'n Boomerang is soos 'n plat stokkie wat so gevorm is, dan kom hy so en dan kom hy weer terug. So sy plan het geboomerang, hy het nie gewerk nie. Kom ons hoor hoekom. Hoe swaarder die farao hulle laat werk het, hoe meer het die Israeliete geword en op al hoe meer plekke gaan bly. Dit het die Egiptenaars net al hoe banger vir die Israeliete laat word. Die Egiptenaars het die Israeliete hardhandig begin behandel en die lewe vir hulle bitter swaar gemaak. Hulle het vir hulle baie swaar behandel. Hulle het die Israeliete gedwing om die swaar slawe werk te doen. Hulle moes klei uitgrawe en daarvan bakstene maak, bouklippe kap en op die landerye werk. Hoor hierso? Maar nou, ek dink my tyd gaan nou 'n bietjie min word. So ek gaan nou net hierso ophou. Nou het ons al geleer, daar's 'n nuwe farao. Hy weet niks van Josef nie. Hy is al net lekker baie mense geword en hulle sê nee, genade, net dan maak ons oorlog en dan is hulle by die vyand. So, nou het hulle gedwing. Hulle sê, kap klippe, maak stene. Die arme goed. Okay, maar nou lees ons dan nie tot hierso nie en dan hoor dan lees ek verder. Jy weet mos hoe lyk Egipte? Vra vir mamma sy weer gaan wys waar is Egipte en al daai piramides. 'n Piramide is mos so 'n driehoek. Wie het dit gebou? Die Israeliete. Okay, kom ons maak gou toegies. Here, baie dankie dat ons vanaand kan leer van Moses en dat hy ook 'n plan met sy lewe gehad het. Dankie dat hy nog steeds by die Israeliete was al het dit swaar gegaan met hulle. Amen. Jy moet lekker slaap, hoor? Môre aand weer.